Goeiedag almal, dit is Werner van die Katholieke Netwerk Suid-Afrika. Vandag kyk ons na vrae 85 tot 94 van die kompendium van die Katekismus van die Katholieke Kerk. Vraag 85. Waarom het die Seun van God mens geword? Die Seun van God het deur die werking van die Heilige Gees mens geword in die moederskoot van die Maagd Maria, vir ons mense en ter wille van ons heil verlossing. Dit wil sê om ons sondaars met God te versoen, om ons sy oneindige liefde te laat ken, om vir ons die voorbeeld van heiligheid te wees, om ons deel te laat kry aan die goddelike natuur. 2 Petrus 1 vers 4. Vraag 86. Wat beteken die woord menswording? Met die woord menswording of inkarnasie verwys die kerk na die misterie van die wonderbare eenwording van die goddelike en die menslike natuur in die een goddelike persoon van die woord. Om ons heil te bewerkstellig het die Seun van God vlees of karnei geword, Johannes 1 vers 14, en hy het waarlik mens geword. Geloof in die menswording is eie aan die Christelike geloof. Vraag 87. Hoe is Jesus Christus waarlik God en waarlik mens? Jesus is onafskeibaar ware God en ware mens, in die eenheid van sy goddelike persoon. Hy, die Seun van God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met God die Vader, het waarlik mens geword, ons broeder, sonder om op te hou om God, ons Here te wees. Vraag 88. Wat het die konsilie van Chalcedon in 451 in die verband geleer? Die konsilie van Chalcedon het ons geleer om te bely, een en dieselfde Seun, ons Here Jesus Christus, volmaak in sy godheid en volmaak in sy mensheid, ware God en ware mens, wat bestaan uit 'n redelike siel en 'n liggaam, een in wese met die Vader ooreenkomstig sy godheid, een in wese met ons ooreenkomstig sy mensheid, in alles gelyk aan ons, behalwe in die sonde, Hebreërs 4 vers 15, verwek uit die Vader van alle ewigheid af, ooreenkomstig sy godheid, en in hierdie laaste dae vir ons en ter wille van ons heil of verlossing, gebore uit die Maagd Maria, moeder van God, ooreenkomstig sy mensheid. Vraag 89. Hoe verwoord die kerk die misterie van die menswording? Die kerk verwoord dit deur te bevestig dat Jesus Christus waarlik God en waarlik mens is, met twee nature, die goddelike en die menslike, nie vermeng nie, maar verenig in die persoon van die woord. Daarom moet alles in die mensheid van Jesus, die wonderwerke, die lyding en die dood, toegeskryf word aan sy goddelike persoon, wat handel deur sy aangenome menslike natuur. 'n Aanhaling uit die Byzantynse liturgie van Sint Johannes Chrysostomus. Enige gebore seun en woord van God, U wat onsterflik is, vir ons heil het U dit goed geag om mens te word, uit die heilige moeder van God en altyd Maagd Maria, U wat een is met die heilige drie-eenheid, U wat met die Vader en die Heilige Gees verheerlik word, red ons. Vraag 90. Het die mensgeworde Seun van God 'n siel met menslike kennis gehad? Die Seun van God het 'n liggaam aangeneem, wat besiel is deur 'n menslike, redelike siel. Met sy menslike verstand het Jesus veel deur ervaring geleer, maar ook as mens het die Seun van God 'n intieme en onmiddellike kennis van God, sy Vader, gehad. Net so ook kon hy die geheime gedagtes van mense lees en het hy die ewige heilsbeskikkings wat hy kom openbaar het, volledig geken. Vraag 91. Hoe stem die goddelike en die menslike wil van die vleesgeworde woord ooreen? Jesus het 'n goddelike wil en 'n menslike wil gehad. Tydens sy aardse lewe het die Seun as mens dit gewil, wat hy as God, saam met die Vader en die Heilige Gees vir ons verlossing, besluit het. Die menslike wil van Christus volg sonder weerstand of verzet sy goddelike wil, of beter, is daaraan onderworpe. Vraag 92. Het Christus 'n egte menslike liggaam gehad? Christus het 'n egte menslike liggaam aangeneem, waardeur die onsigbare God sigbaar geword het.
Om die rede kan Christus in heilige afbeeldinge voorgestel en vereer word. Vraag 93. Wat beteken die hart van Jesus? Jesus het ons met 'n menslike hart geken en liefgehad. Sy hart, wat vir ons heil teerboor is die simbool van daardie oneindige liefde waarmee hy die Vader en elke mens liefhet. Vraag 94. Ontvang van die Heilige Gees. Wat beteken hierdie uitdrukking? Dit beteken dat die Maagd Maria, sonder die toedoen van 'n man, deur die werking van die Heilige Gees, die ewige Seun in haar moederskoot ontvang het. Die Heilige Gees sal oor jou kom, so sê Lukas 1 vers 35, het die engel by die aankondiging vir haar gesê. As jy enige vrae het oor die Katolieke Kerk of iemand is of iemand ken wat besig is om Katoliek te word en net daardie ondersteuning nodig het, moenie huiwer om na ons uit te reik op daardie e-posadres. Die Here seën u.